Goeiedag, Charles Sondersen hier van Nooit Gedag Dorperstoet. En ja, dis tyd dat ons 'n bietjie boer praat. Maar vandag praat ons 'n bietjie gesin. Jy weet, geen sukses wat ons buite ons huis, hier op die plaas kan behaal, sal ooit opmaak vir die mislukking in ons huis nie. Derhalwe is ons gesinslewe, ons huwelike van primêre belang. En wil ek vandag graag bietjie in my en in u gesig wees, om 'n nuwe perspektief op ons verhoudings en dan veral ons gesinsverhoudings te plaas. Nou, daar word hierdie storie vertel van daar's 'n eiland. Nou, ek het laasweek gesê ek gaan nie die 10 koei storie vertel, nou dis daai hierdie. Daar's hierdie eiland en op hierdie eiland word daar tussen 1 en 10 koeie labola betaal. En hierdie man het net gesê ek sal nooit trou as ek nie 'n 10 koei vrou kry nie. Nou weet jy hoe gaan dit. Hy soek en hy soek en hy soek en hy self word ouer en leliker en net meer vol nonsens. Maar so trou hy. En almal op die eiland kom pla hom en sê maar waar het jy hierdie 10 koei vrou gekry? Want die gemiddelde vrou loop nou so vir 3 koeie en hy sit met die enigste 10 koei vrou op die eiland. En hy sê nee, so 3 myl af van die pad, dan draai jy links vir 1 myl, Rooidakhuis op die regs, daar af het ek haar gekry. En so gaan soek die jong manne en hulle sê my oom, daar bly net 3 koeie, miskien hier en daar 'n 4 koei vrou. Waar het jy haar gekry? En hy sê nee manne, die ding het so gewerk. Ek het gesê ek sal nie trou as ek nie 'n 10 koei vrou kry nie. En toe kry ek nie 'n 10 koei vrou nie. Toe kry ek 'n 3 koei vrou vir wie ek so lief is. Ek betaal toe vir haar 10 koeie en ek behandel haar soos 'n mens 'n 10 koei vrou sou behandel. En hy sê so in 'n ommesientjie, toe is sy 'n 10 koei vrou. Nou hier 'n oom sê vir my, Charles, as jy nie hou van jou vrou se reaksies nie, kyk net so bietjie na jou aksies. Want vrouens is reageerders en hulle reageer op ons aksies. Nou is dit net so as jou vrou nou vir jou sê, man, jy sit net in die aand as jy die huis kom voor die TV, of jy is net op jou selfoon, of jy weet sulke goed. Hulle sê nie, hulle praat anderster as ons. Dis nie wat sy vir jou sê nie. Wat sy vir jou sê is, my man, ek begeer 'n bietjie gefokuste aandag van jou. Ek begeer nie eintlik dat jy jou selfoon sal neersit of die rugby sal los nie. Ek begeer dat jy my oë sal kyk. Want jy sien, 'n vrou het basies 2 behoeftes. En dit's nie al nie, maar die basiese is 2 behoeftes. En daardie vrou wil weet dat daai hele hart van jou net aan haar behoort. Die tweede ding wat sy wil weet is dat sy nog vir jou mooi is. En as jy nie hierdie 2 goed sê nie, dan begin wonder hulle. En hulle wonder die wonderlikste goed. En dis nodig, as jy al hierdie wonderlike goed nie wil hoor nie, dan moet jy aandag gee en daardie 2 behoeftes vervul. Nou net so, mevrou, het die mans ook behoeftes. Maar basies het hulle 1 behoefte. En nee, dis nie daai een waaraan jy nou dink nie. Mans het 'n behoefte om gerespekteer te word. En as jy nou met hom praat asof hy 'n kind is, of jy praat dalk met hom so bietjie geïrriteerd asof hy 'n werknemer is, dan voel hy so effens verneder, hy voel so effens jy kyk af op hom en dan werk hy maar 'n bietjie langer om minder by die huis te wees en hierdie ding word 'n rollercoaster waarna ons nie een wil wees nie. Want jy sien, daai Griekse dosent het ons vir sy studente gesê, 'n vrou is soos Grieks. As jy hom net genoeg afskeep, dan raak hy net so moeilik soos Grieks. So, derhalwe moet ons hierdie goed bestuur. Manne, 'n lorry wat nie 'n bestuurder het nie, is gevaarliker as 'n masjiengeweer. Daar gaan mense dood. Derhalwe is ek en jy die bestuurders van hierdie huwelik of hierdie gesinsverhoudings en moet ons bietjie aandag gee in die klas. En wil ek dan vandag graag vir elkeen vra, kom ons doen die primêre goed reg, dat ons huis en ons verhoudings in ons huis 'n plek van krag word. Is nodig dat ons dalk so af en toe, so een keer 'n dag, net daar die vrou se hand vat en saam met haar
ons hemelse Vader prys en loof en dank vir wat hy vir ons doen. Dat ons ook vir hom ons benoudhede sal gee, ons bekommernisse op hom sal werp, maar dat daardie vrou weet, jou voete is op 'n fondasie. Jy hou die hand van die skepper van hemel en aarde. Sy's veilig by jou. Sy het 'n behoefte om veilig te voel. So kom ons gee aandag aan hierdie goed. Nou ek en jy kan heeldag met ons kinders raas oor wat hulle verkeerd doen, of ons kan hulle prys vir wat hulle reg doen. Maar ons gaan hulle optrede beïnvloed. En ek en jy moet ons invloed uitoefen. 'n Goeie invloed op ons vrou, 'n goeie invloed op ons kinders. En dan geniet ons dit. En dan kan ons gaan boer dat dit bars. Dan kan ons 'n klomp vleis produseer in mielies en ons kan 'n land kos gee en ons kan waarde toevoeg aan hierdie pragtige land waarin ons woon. Baie dankie dat jy saam gekyk en geluister het. Ek wil veral graag baie dankie sê aan Oranje Rivier Voere en Integri Shore en Oranje OFM, ou Radio Oranje, vir hulle ondersteuning om hierdie program moontlik te maak. Baie dankie, groete van Nooit Gedag.